ons huis se kaal mure. Ek onthou die kerslig kon speel. Deur die nag met sy donker droom ure. Met my pa het ek alles gedeel. Ek onthou nog die lag in haar oë. Ek onthou hoe sy altyd kon troos. My geleer van vertrou en van glo. Gehelp as ek seer kry, was altyd maar naby. My ma sal vir ewig in herinnering leef. Hoe sê mens dankie na soveel jare? Hoe sê mens dankie alles dit laat? Ek sal my ouers nooit ooit vergeet nie. Wie vir my lief is, vir goed onthou. Hoe vergeet mens die swaar en die seer kry, deur te dink aan die goeie wat was. Daar is soveel wat leef in gedagtes, en nou foto's wat lê in die kas. Kyk 'n slag rondom jou na die lewe, jy sal sien almal jag dit verby. Gaan dan terug na 'n goue verlede. Gaan vind weer jou vrede, jou anker, jou rede, en jy sal wel sien hoe die wiel vir jou draai. Hoe sê mens dankie na soveel jare? Hoe sê mens dankie alles dit laat? Ek sal my ouers nooit ooit vergeet nie. Wie vir my lief is, vir goed onthou. Hoe sê mens dankie na soveel jare? Hoe sê mens dankie alles dit laat? Ek sal my ouers nooit ooit vergeet nie. Wie vir my lief is, vir goed onthou. Hi, en hoe gaan het vanmorgen met julle? Ag, weer eens, ek hoop het met julle hart, dit gaan baie goed, dat julle allemaal gezond is, lekker warm kry, en dat julle baie gelukkig is. Nou, ons is besig om saam met God een vreugdepad deur hierdie wêreld te loop. En ons het nou al verskillende voorskrifte gekry wat God vir ons gee, sodat ons meer lewensblyskap kan hê, meer lewensvreugde kan hê. En vanoggend kom ons nou by die 5de voorskrif. Voor ek dit lees, wil ek eers gou 'n vraag vra. Sê gou vir my, waar in hierdie wêreld is dit vir jou die heel lekkerste? Wat is die heel lekkerste plek in hierdie wêreld? En ek gaan vir die antwoord gee. Die huis van jou pa en jou ma, jou ouerhuis. En miskien gaan sommige van julle glad nie vanoggend met my saamstem nie. Maar weet wat, ek gaan vir jou sê, eendag as jy groot is en as jy oud is, en jy dink terug, gaan jy besef. Maar my lekkerste tyd, die lekkerste tyd van my lewe, was toe ek nog aan my pa en my ma se huis was. Toe ek nog 'n kind was aan my ouerhuis. Want dis eers die dag as jy nie meer 'n ouerhuis het nie, wat dit eers werklik vir jou lekker beginne word. En wat jy terugdink aan hierdie wonderlike ervarings wat jy gehad het, en hierdie ongelooflike herinneringe wat jy nooit sal vergeet nie. En nou kom God, en hy kom gee vir ons sy 5de voorskrif vir ware lewensvreugde. En met hierdie voorskrif wil God juis vir ons help, om 'n mooi
en 'n lekker en 'n gelukkige verhouding met ons ouers te hê. En ek lees Eksodus 20, daar by vers 12, hier staan geskrywe: Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En hier kom die Here doodgewoon en hy sê, weet jy wat? As jy 'n gelukkige kindertyd wil hê, as jy wil lekker leef daar in jou ouerhuis, is dit so belangrik, onontbeerlik, dat jy vir pappa en vir mamma sal eer. Maar nou, wat beteken dit om vir pa en ma te eer? In die eerste plek, beteken dit doodgewoon om vir pappa en mamma te aanvaar net soos hulle is, en om nie gedurig by hulle fout te soek nie. Jy weet, pa en ma is ook maar net gewone mense van vlees en bloed. Hulle is nie engele nie. Ja, hulle maak ook foute. En wie? Hulle het nooit voorheen geleer hoe om 'n pappa en mamma te wees nie. Met ander woorde, dis die eerste keer dat hulle pappa en mamma is die dag toe jy, jou boeties, jou sissies, hulle verskyning in daardie gesin gemaak het. En daarom aanvaar vir hulle, al maak hulle foute, aanvaar vir hulle, al is hulle nie heeltemal soos jy graag wil hê hulle sal wees nie. Om vir pappa en mamma te eer in die tweede plek, beteken om vir hulle respek te hê. Nou weet ek, daar is kindertjies wat sê, wie wat, oom, ek het nie respek vir my pa en my ma nie. Eendag het 'n dogtertjie vir my gesê, my pa is vir sy bottel brandewyn baie liewer as wat hy vir my het. Maar wie ongeag, wie of hoe pappa en mamma is, God het hulle twee goed genoeg geag, sodat hulle jou pappa en jou mamma sal wees. 'n Mens kan eintlik sê, pappa en mamma verteenwoordig God in jou lewe. En daarom vra die Here van jou, dat jy vir hulle respek sal hê, dat jy vir hulle sal eer. In die derde plek, om pappa en mamma te eer, beteken om vir hulle lief te hê. Om vir hulle lief te hê. Wanneer laas het jy vir pappa, vir mamma gesê, ek is lief vir jou? Wanneer laas het jy sommer net so gegaan en vir pappa 'n drukkie gegee? Sommer net so om sy nek geval en vir hom gesê, pappa, wie jy is die beste pappa in die hele wêreld. Wanneer laas het jy vir mamma 'n drukkie gegee? Wanneer laas het jy vir haar gesê, mamma, ek is lief vir jou? Wanneer laas het jy vir haar 'n blommetjie gepluk, 'n lentebloesel gepluk en dit vir haar gegee? Wanneer laas het jy vir haar gehelp om die tafel te dek of om die tafel af te dek? Wanneer laas het jy vir pappa gesê, pappa, dis vandag Sondag, ek het vandag baie tyd, ek gaan vandag jou motor vir jou was? Om pappa en mamma vir hulle te eer, beteken om hulle te vertrou. Om hulle te vertrou. As hulle sekere reëls neerlê, vertrou daardie reëls. As hulle sekere besluite namens jou neem en jou nie daarvan nie, vertrou die besluite wat hulle vir jou neem. Want wie? Pappa en mamma weet, hulle was ook daar waar jy nou is. En hulle ken die lewe. En daarom weet hulle wat vir jou goed is. Want elke pappa en mamma, glo ek met my hele hart, wil net die allerbeste vir hulle kinders gee. En vir hulle kinders doen. En alhoewel hulle baie keer dinge sê en baie keer dinge doen, wat jy dink, sjoe, ek weet nie of ek hierdie situasie nou kan vertrou nie. Vertrou vir hulle onvoorwaardelik. As hulle vir jou sê gaan, dan gaan jy. Want daar is 'n rede hoekom hulle vir jou sê gaan. En as hulle vir jou sê bly, dan bly jy, want daar is 'n rede hoekom hulle vir jou sê jy moet bly. Vertrou hulle ten volle. Om vir pappa en mamma te eer, beteken doodgewoon om vir hulle te gehoorsaam. Om altyd gehoorsaam te wees aan hulle. In Kolossense 3:20 staan so mooi geskrywe, kinders, julle moet in alles gehoorsaam wees aan julle ouers, want dit is wat die Here verlang van kinders wat in hom glo. Wees gehoorsaam, want jou gehoorsaamheid aan jou ouers, aan pappa en mamma, beteken en is ten diepste gehoorsaamheid aan God. Om vir pappa en mamma te eer, beteken dat jy vir hulle gelukkig sal maak. Daar is niks wat vir 'n pa en 'n ma so gelukkig maak, as hulle weet, hulle kind of kinders het goeie maniere nie.
Hulle is vriendelik met ander mense. Wanneer hulle presteer nie, wanneer hulle goed in die lewe nie, daar's niks wat 'n pa en 'n ma so gelukkig maak, wanneer hulle sien, hulle kinders is gelukkig nie. So leef daar in jou ouerhuis met 'n groter lewensvreugde. Leef met 'n glimlag. Sê met 'n glimlag, asseblief. Vra asseblief met 'n glimlag. En sê altyd dankie met 'n glimlag. Jy weet, daar is niks so lekker vir 'n pappa en 'n mamma as 'n kind wat glimlag nie. As 'n kind in hulle huis wat dankbaar is en wat sommer net 'n lekker kind is nie. En daarna wil ek nou vandag sê, jou ouerhuis is 'n lekker plek. Dis die lekkerste plek in hierdie wêreld. Maar dan moet jy 'n lekker kind wees wat altyd vir pappa en mamma eer. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons 'n pappa en 'n mamma gegee het, wat vir ons liefhet, wat vir ons sorg, wat altyd daar is vir ons, wat vir ons graag help met ons probleme, wat altyd net die beste vir ons wil gee. Kom vandag Heilige Gees en help vir ons om altyd vir pappa en mamma te eer, om vir hulle respek te hê, om vir hulle gelukkig te maak, om so te lewe, so op te tree, dat hulle ook sal glimlag, en dat daar sommer net 'n lekker atmosfeer in die huis sal wees. Want eendag gaan ons terugkyk en dink, sjoe, dit was so lekker daar in my huis, ek moes eintlik maar net 'n lekkerder kind gewees het. Ag Here, ons sal almal 'n baie lekker dag verder hê, sien vir ons in die week wat voor lê, help vir al die kinders wat miskien 'n taak moet doen, 'n toets moet skryf, miskien selfs 'n eksamen, vir almal toe met baie liefde en goedheid, Jesus net in U naam, amen. Baie dankie, baie lekker dag verder, onthou om nog vandag na mamma toe te gaan met 'n lentebloeisel, om vir haar te sê, mamma, ek is mal oor jou, en om na pappa toe te gaan vandag, vir hom 'n drukkie te gee en te sê, jy is die beste pappa. Mooi week, die Here seën, ons praat weer. Bye. Abba Vader, vandag wil ek kom dankie sê vir die wonderlike pa wat ek tot vandag kan hê. Al die liefde wat deur my vloei as sy arms om my vou en sy glimlag soos 'n sonsopkoms sal ek vir ewig onthou. Jonk wees gaan so gou verby, 'n lang pad lê nog voor my. Al wat oorbly is herinnering en my woorde op papier. Al die liefde wat deur my vloei as sy arms om my vou en sy glimlag soos 'n sonsopkoms sal ek vir ewig onthou. Dankie papa vir alles wat jy in my lewe bou. Ek sê dankie papa. Ek sal jou liefde altyd by my hou. Abba Vader, vandag wil ek kom dankie sê vir die wonderlike pa wat ek tot vandag kan hê. Al die liefde wat deur my vloei as sy arms om my vou en sy glimlag soos 'n sonsopkoms sal ek vir ewig onthou. Dankie